Hallo en welkom. Vandag gaan ons op 'n taamlike ongelooflike reis. Ons begin by die groot kosmiese dans van ons planeet en dan kom ons reguit af aarde toe, na die einste grond wat alles onder ons voete moontlik maak. Klink goed? Kom ons spring sommer dadelik in. Goed, kom ons begin met 'n vraag wat so eenvoudig klink, maar wat letterlik alles bepaal. Hoekom presies het ons dag en nag? Is dit die son wat oor die lug beweeg? Wel, die antwoord, soos jy sal sien, lê nie regtig daarbo nie. Dit lê reg hier by ons. En dit begin alles hier met wat ons kan noem ons planeet se daaglikse dans. Jy weet, daai konstante, onstuitbare draai wat die ritme van omtrent elke lewende ding op aarde bepaal. Hierdie draai noem ons rotasie. Probeer jou 'n onsigbare lyn indink, 'n as wat reg deur die aarde loop van die noord tot die suidpool. Nou, ons planeet spin op hierdie as van wes na oos en dit neem amper presies 24 uur om een volle draai te voltooi. En hier's die sleutel: die son beweeg nie. Dis ons wat op hierdie reuse tol draai. Eers draai ons in die sonlig in en dan draai ons weer uit in die donkerte. En dis dit. Dis dag en nag, so eenvoudig soos dit. Goed, so daai daaglikse spin maak nou sin. Maar kom ons zoom 'n bietjie uit, want ons planeet doen soveel meer as om net in een plek te draai. Dit is terselfdertyd besig met 'n epiese, jaarlange reis. En hier sien ons die twee sleutelbewegings. Aan die een kant het ons rotasie, dis daai daaglikse 24 uur draai op die as wat vir ons dag en nag gee, maar dan omwenteling. Dit is die aardes groot jaarlikse tog om die son. Dit neem 365 en 'n kwart dae en dit gee nie net vir ons jare nie, maar ook iets veel meer dramaties, ons seisoene. So, wat is die geheim agter die seisoene? Nou, die interessante ding is, dis nie omdat ons nader of verder van die son af beweeg nie, glad nie. Die ware rede is hierdie: ons aarde is gekantel. Dit leun oor teen 'n hoek van so 23,5 grade. Soos ons jaarlange reis om die son voltooi, beteken hierdie kanteling dat verskillende dele van die planeet op verskillende tye meer direkte, intense sonlig kry. En daardie verskil in direkte hitte, dit is wat ons seisoene skep. En daardie ekstra kwartdag, dis hoekom ons elke 4 jaar 'n 29ste Februarie het, net om seker te maak ons kalender bly in pas met hierdie kosmiese reis. En vir ons hier in die suidelike halfrond speel daardie siklus mos so uit. In Desember, wanneer ons halfrond lekker na die son gekantel is, kry ons voluit somer. Teen Maart begin ons wegdraai en herfs is op pad. In Junie is ons die verste weggekantel, dis die hartjie van die winter. En dan in September begin ons terugswaai na die son se warmte vir die lente. Dis 'n pragtige, voorspelbare ritme, jaar na jaar. Goed, kom ons los die planete se dans vereers en land met 'n slag terug op aarde. En ons gaan letterlik dieper, reguit af in die aardkors in, om die laat te ontdek waar die grond onder ons voete eintlik bestaan. Heel bo kry ons die eerste en seker die belangrikste laag van almal, die bogrond. Jy kan daaraan dink as die dun, lewegewende vel van ons planeet. Dis hier waar al die goeie goed, die voedingsstowwe, die water en daardie ryk organiese materiaal wat ons humus noem, saamkom om lewe moontlik te maak. Direk daaronder vind ons die ondergrond. Dis 'n bietjie digter, minder vrugbaar, maar is 'n kritiese anker. Diep plantwortels stoot tot hier af, op soek na 'n ekstra bietjie water en natuurlik stabiliteit. As ons nog dieper gaan, bereik ons die laag van verweerde rots. Dis soos 'n oorgangsone, 'n mengelmoes van gebreekte rotsstukke en bietjie grond. Dis presies hier waar die wêreld van klip en die wêreld van aarde mekaar ontmoet. En heel onder? Wel, daar lê die fondament, soliede rots, die rotsbodem van die aardkors. Dit lyk dalk onveranderlik, leweloos, maar moenie 'n fout maak nie. Dit is die kraamkamer waar die eeuwelange ongelooflike proses van grondskepping begin. So, ons het nou die laag gesien, maar hoe, presies, verander daardie harde, soliede rots in die ryk, vrugbare bogrond wat ons nodig het om te oorleef? Wel, dit blyk, daar is 'n soort geheime resep en is aangedryf deur 'n paar ongelooflike kragte. Die heel eerste kragtige proses word verwering genoem. Dis basies die natuur se manier om massiewe rotse oor duisende jare af te breek tot die klein mineraaldeeltjies wat die basiese boustene van grond is. En een van die mees dramatiese voorbeelde hiervan is iets wat ons ijszweegting noem. Kyk net hier.
Water sypel in die fynste, kleinste kraak van 'n rots in. Dan, wanneer dit vries, sit daardie water met 'n onstuitbare krag uit en dit forceer die kraak net 'n klein bietjie weier. Herhaal nou daai proses, vries en ontdooi, winter na winter, en daardie stadige, geweldige druk sal uiteindelik selfs die grootste rots in stukke breek. Dis ongelooflik, né? Maar wag, gebreekte rots is nog nie grond nie. Dis net wel grys. Dit kort die tweede, amper magiese bestanddeel, humus. Humus is daardie donker, ryk, organiese materiaal wat oorbly nadat plante en diere heeltemal ontbind het. Dit is die lewenskrag, propvol voedingsstowwe wat steriele klipstof in vrugbare, lewegewende aarde verander. En hierdie tabelletjie wys briljant hoekom die mengsel alles is. Sien, kleigrond is te dig. Dit hou te veel water en versuip die plante. Sandgrond aan die ander kant is te los. Water dreineer te vinnig weg. Maar leemgrond, ag, dis die goue middeweg. 'n Perfekte balans van sand, klei en daardie wonderlike humus. Dit hou vog vas, maar dreineer ook goed. Dis die absolute droomgrond vir enige tuinier of boer. Goed, ons het nou hierdie hele ongelooflike komplekse proses gesien, maar dit bring ons by 'n finale en ek sou sê uiters belangrike punt. Daardie boergrond so ryk en lewegewend as wat dit is nie net waardevol nie. Dit is ook skrikwekkend broos. So, hier is die een getal wat jy moet onthou van vandag. Die natuur neem 1000 jaar om net 10 cm boergrond te skep. Dink daaroor, 1000 jaar. Op 'n menslike tydskaal is dit basies onvervangbaar. En die grootste enkele bedreiging vir hierdie kosbare skat? Erosie. Dis wanneer wind en water daardie laag net eenvoudig wegvoer. En dis nie net 'n probleem vir boere nie, glad nie. Sonder boergrond is daar geen plante nie. Sonder plante, geen plantvreters nie. En sonder hulle val die hele voedselketting in duie. Alles begin en eindig by daardie dun laagie aarde. So, ons eindig met hierdie gedagte. 'n Millennium om te vorm, 'n oomblik om te verloor. Nou dat ons hierdie hele ongelooflike reis verstaan het, van die aarde se draai in die donker ruimte, tot die klein grondkorrel in ons hand, is die vraag wat oorbly aan ons almal. Hoe gaan ons hierdie brose, kosbare skat beskerm, die einste fondament waarop al ons lewens gebou is,